Nou môre julle, nou hier langs my staan my goeie vriend Eugene Gomes. Dis ons ek noem hom Gina. Nou ja, ons is maats al vir hier, ek wil amper sê amper 30 jaar. 30 jaar omtrent, ja. En julle weet, my agtergrond is maar boothengel gewees, so ek love dit. En Gina vra my nou al hoe lank. Hy wil eintlik Bloemhof toe gaan. Toe sê ek, luister, die tyd is bietjie min. Maar hy is 'n foendie as dit kom by bote. En hier langs ons sy skip. Ek is verskriklik opgewonde. Gina, wat verwag ons? Ons hoop die reën vanoggend nie mal sal maar kyk na gister. Hou jou tong uit die reën uit asseblief. Ja. Vanoggend gou gaan kyk vir die babers. Gaan babers soek in die Dawie se kant. Okay. In die vlakwater en dan bietjie later terugkom Karpe vang. Dalk 'n mooi graskarp of 2 kry. Lekker. En ons babers soek optel, so ja. Okay. Dit lyk goed. So, dis die prentjie, is net ek en hy vandag op die boot en ons kameraman. Dis bietjie koelerig, laat ek vir julle sê, hier by Valna met hy regtig gereën. Ja. En ek dink die liewe Vader kyk mooi na ons, hy begin so bietjie opbreek so. Kom ons hou praat en ons gaan vang vis. Dood reg? Right, let's do this. As jy maar moet die kant kom hê, sal dit dan nie plan maak. Ja, elke ding het mos maar sy uitdaging. Ons het so 'n bietjie die lons misgelees. Hy het balletjies wat hulle teen die kant soos hulle hom uitgebou het gehad, so as ons 'n bietjie vorentoe en agtertoe, maar ons is op die water. Julle ken 'n hengelaar. Jy gaan nie ophou nie. Ons wil nou visse vang. So, ons is in die water. Op 'n lekker gooi. Dag, tot daar by die boot. Die manne mou raai, dis Nou toe ek nou so ry, toe dink ek, o, hier, my katrolle lê op die kant. Want is so geskarrel, maar ek het hulle gelukkig ingesit. Ek het nou vanoggend 3 uur opgestaan. Want as jy gaan vir die groot snor, dan sit ons maar 'n bietjie breed op. Veral as jy prop. Gina die 10 pond, hy sê dis alweer te dik vir hom, want hulle hengel net so. Hulle sit nie as 'n leader op nie. So hierdie manne van die boot af is rof en hulle vang in die see tot hierdie pylsterte en haie en allerlei goed. Ons is verskriklik opgewonde. Ons is hier in die sloep, ek kan dit maar sê, hier by Jackie Leonard. Van ons agtertoe, dis gewoonlik waar die babers is. So ek is so opgewonde want deur om een van daai groot katte aan te kry by die tacticals is fenomenaal. Ek het natuurlik my booster katrolletjies, ek het vir hom die tactical katrolletjies gegee. Ons gaan 'n blast af 'n tyd hê. Nou wat ons besig is om te doen is ons dryf stadig in die sloep in die water is so 1.5 1.2 meter. En ons is besig om te prop. Nou prop beteken is 'n knalprop, hy het so 'n ronde kop voor. En dan het jy 'n visfillet aan of wat ook al party ouens gemaak sommer gebruik van 'n pumpkin seed of dis 'n profiel en dan bly jy hom prop en daai baber kom kyk wat plons so en jy sal maar net sien weg is jou prop. As jy natuurlik die baber kan sien draai, dan is dit omtrent 100% dat jy hom gaan vang. So ons soek nou nog eers, ons is nou maar net besig om in te beweeg om te kyk kan ons van hierdie groot katte vang. Yes, lekker. Nou ja, soos hier in die vlakwater, lyk nie of die vis nog hier is nie, maar ons prop maar nog. Weet jy, haal my prop weg. Wow, eet ons iets. Oeh. Hy daai ding so sag gevat. Kyk nou wat doen, hy kom onmiddellik onder die boot in. Gelukkig het ek breed op hier. Wow. Mens.
my broer. Gina, hier is iets proper. Hy lyk groot, hy lyk netjies met die bruid, ja. Pap. Nou. Yes. Ek buig hierdie tactical amper soos 'n hoepel. Ek probeer hom nou net op die leader kry. Wappa. Nou gaat ons. Kyk, gelukkig is Gina se boot heeltemal oop. Oralste. My broer. Hoor my boostertjie. Yes. Daar blaas hy borrels. Mensig. My broer. Ek dink jou net gaan nie maak nie. Ag nee, kom nou. Hier, mense. En hy bly onder die boot en gaan. Ek dink hy voel hy's dalk bietjie veiliger onder die boot. En ons het hom nog nie gesien nie. Hoe sê hulle hou been hou? Kijk, ek trek hierdie ding nou met alles wat ek het. Come on, baby. Come on, light my fire. In hierdie sluk maak hy so 'n mooi prentjie. Hy sny daai lyn. Blaas hy weer borrels. Gina, hierdie groot kat hoor. Nee, dis groot kat. Dis klein nie. Dan kan netjies omlik. Come on, baby. Yes. My maat van yster en plaat. Kijk, as jy dink 'n tactical wil nie doen wat jy van hom verwag nie, glo dit maar. Kyk hierso, trek regtig hy stok flat taps. Dan kom hy weer Gina. Oh ja, ja nee, is 'n skooter. Daar kom hy. Dit. Ginakie. Buite jou. Hey, my broer. Hier, maar iets het vir hom getou hoor. Kom al hy ook slank uit. Check, ek bewe soos 'n meisiekind wat gesoen is vir die eerste keer en staan dit 4. Sy uit. So. Ja, daai. Hey, my bewe. Mense, se kat hoor. Nou. Yes. What a beaut. Nou toe. Ek gaan 'n bietjie sit hoor. Baie boeta. Genade. Gevader. Dit is wat my sê varswater Engels die werk. Kom ons van Kaaps. Nou ek het nou hierdie ene gevang met my sommer net met my gewone papgooi tackle. Die tactical, maar as jy dit nou regtig wil doen, koop vir jou Power Plus. Dis 'n uitstekende stok uit baie backbone, lekker punt. Hy is gebou vir die goed. Nie dat diere dit nie sal hou nie, maar dan gaan jy hom geniet. Nou Eugene ken die dam baie goed nie. Agter ons is so 'n bietjie donker weer en hy sê hy's net bang die weer vang ons. Kyk, ek het natuurlik baie hard gebid en ek glo dat hy reg rondom ons gaan draai, maar hy gaan nie na ons toe kom nie, maar dit bly valdam, so ons gaan gou omgaan, net 'n bietjie kyk of ons 'n paar kaaps kan vang. Daar's baie groot graskarpe ook in daai sloep en hopelik tel ons een van daai skooters veel op. Nou, julle sal sien Gina is besig om die ankers te gooi. Die water hier op hierdie stadium is so 3.5 meter. Kyk, dis 'n hele wiskunde. Of dis 'n proses of 'n aard. Ek wil eintlik sê 'n aard om hierdie goed behoorlik uit te sit. Want jy sal sien agter waar Eugene daai anker gooi is daar 'n klein balletjie, so hy die hele tyd besig om te werk rondom dit. So ek verkyk my net, ek
Al wat hy vir my sê is jy draai bietjie hier en draai bietjie daar. En die res is maklik, soos julle kan sien hier op die skerm. Kyk, daar is so 'n bietjie van 'n val. En dis wat jy soek daai klein verskille. Dis nou die tipiese inlopies wat nou kom van die sloepe af, waar ons nou in is. En dit maak 'n groot verskil. Kyk hoe ons al die water hier omgewoel. En ons sal sien daar op die skerm, daar's 'n vis. So Gina is opgewonde, hy sê hy's vis. En as hy sê hy's vis, dan is hy vis. En julle sal sien, Gina is nou besig om die tou voor te trek. Hy het ook 'n balletjie aan. Ons het hier die agterste balletjie opgetel. Julle sal sien ons het hom net so oor daai paaltjie gehak. So dit beteken ons is nou presies in die middel van die twee ankers. En soos hy voortrek, so word hierdie tou al stywer en trek hom skuins agter toe. Julle sal ook sien wat Gina hulle doen, hulle gooi 'n vreeslike lang tou uit. En dit help baie met die wind dat die boot nie rondloop nie, want hoe korter jou ankertou, hoe meer loop die boot rond. Vinniger kom die anker los. Yes, en hoe vinniger kom my anker los, want die tou wat lank lê, laat hom plat lê. Kyk ons. So voel hy hak. Hy's vas. Hierdie enetjie is ook, sê vir my tot waar kan ek? Is hy reg? As hy hak, is hy reg. Okay, waar deur raak ek kom? Hierdie dingetjie, né? As hy. So. Baie vir 'n quick release, baie veilig ook. As hy wil opkom. Daar's hy. Daar's hy. Dis ons storie blykbaar. Is jy reg? Ek gaan my stiek steel daar by jou. Hier so sit. Nou die belangrikste deel natuurlik van ons karpengel is natuurlik die voer aanmaak, en soos julle weet, ek het nou nie regtig 'n formaat vir myself nie, dis maar handrolies. En die rede daarvoor is ek het dit al soveel keer gedoen. Belangrikste deel natuurlik is genoeg water, hy moet nie droog wees nie. Hier is nou nog baie pap. So ek sit nog voertjie by. Meng hom deur. Maar hy moet baie sag wees vir die begin, dat hy kan dat hy lekker al die waterkomponente kan indruk. Nou daar is hy nou omtrent reg vir my, so kom gaan druk, sal julle sien dat hy so, jy druk nog 'n bietjie water uit. En nou los hom soms net so 5 minuutjies en dan maak ons hom weer de mekaar. En die rede daarvoor is om daai lig deur die voer te kry sodat die voer kan blus. As jy hom onmiddellik druk, dan maak jy 'n kluitjie van hom. Jy wil nie 'n kluitjie maak, jy wil hê die voer moet aerated wees. So dis die rede, ek hou die voertjie naby, as dit te sag is, sit 'n klein bietjie by. So kom ons gee hierdie man 5 minute, nou kan ons strop opsit en die res van die storie doen. OK. Alraai, nou julle ken my nou al, ek hengel met die veertjies, ek is baie lief vir die veertjie. Die rede daarvoor is, jy kan 'n lekker sagte voer opsit, 'n groot bol opsit en nog steeds liggerig hengel. So vir die boot is dit ook vir my 'n lekker pluspunt, want ons wil groot balle uitsit om te kyk dat ons die vis hier kan kry. So, kom ons doen hierdie ou, sit die voer vir jou op en dan wys ons vir jou die res van die make-up. Julle kan sien hier so, ek maak hom heeltemal uitmekaar hier. Ons sal sien al hierdie particles lekker los. Hy's nog bietjie sag, hy's amper daar. So ons moet hom nog so 2 minuutjies gee, dan behoort ons reg te wees vir hom. Nou ja, soos julle sien, ek het 'n redelike handvol voer. En die lekker ding van die sprinkie, jy druk hom en jy begin jou bolletjie vorm om hom. En die oomblik dat jy dit doen, trek jy daai voertjies in, daai spring in. Die kans dat jy hom afgooi is feitelik 0. En kyk hoe vinnig vorm jy daai voerbol. Die klein boekies van jou. Ek het besluit, vandag gaan ek bietjie met wasp hengel, en die rede daarvoor is hierdie weer is bietjie koelerig. Daar's my wasp, hierdie kant hengel ek 'n black widow. Sommer net so lekker blaartjie op. En dis my hele storie. En julle het natuurlik gewonder waar's my kasterpoeier, net so oomblik. Hier te kom gaan al, Gina het gedink ek maak 'n grappie. Kan mos nie sonder dit nie. Ja, daai. Nou skalkie so. Goed, op die boot. Nou moet ek myself 'n bietjie pys. Sy's diep so hoor.
Hey. Nou, ons het letterlik die weer ons van die boot afgejaag. Ons het die boot kom beach. Stormy wat die eienaar is, het ons genooi vir koffie, so ons het gaan koffie drink. Maar jy weet nou hoe se hengelaar, hy sal altyd 'n stokkie eers ingooi, so ek en Eugene het altyd 'n stokkie ingegooi. En hier kom ons terug en hier so waar is wraggies 'n vis aan. Nou ek weet nie hoe groot sy is nie, maar hy het omtrent my spoel leeg gehardloop. So, maar nou sê hulle byt se byt, né? Kom ons kyk. Nou, as ek 'n skep net kan leen. Kom, ek's op pad. Ja, sê, hier het ek nog 'n hulp. Ons op pad. Jy reg besop nou verval. Is dat 'n grasie? Dit lyk so. Dat is al my mooiste mooi is daai ding so swel maak. What you are? Karpie. Nou ja, toe. Hier alles. Dis die mooiste mooi. Ons het 'n visie. En ons regtig 'n mooi karpie. Kyk hom wat so mooi kondisie is hierdie vis. Ek het bo 'n reismuurtjie aangehad, maar hy toe nou die nuwe oranje Jana fluitie geëet wat ons op die mark het. Net hierdie man uithaal. So wys jy net. En dan kom my teorie weer. Vlakwater het altyd vis. Maar kom sit hierdie man terug. Nou is ons al weer op pad uit. Die weer het ons nou gelos. Hy het regtig lekker gereën. Die wind het baie gaan lê wat natuurlik 'n baie goeie teken is. So hier gaan ons alweer. Op. Hier reg. Kom maar gaan. Net bietjie vorentoe gaan laat ons. Ja. Maar julle sal ons nie glo nie. Ons is nou in 1.1 meter water. En ek glo ons met my hele hart dat vis eet in vlakwater. Ons is op 'n plateau gewees waar hy nie eers wou registreer nie. So ons praat dan van seker 400 mil diep en ewe skielik toe hy nou daai valletjie. So Eugene gaan ons nou so trek dat ons in daai, sien julle daarso as hy nou in daai meter water gaan hengel. Want 'n meter water, 'n karp wat 'n meter hoog is 'n groot vis. Ja, ons gaan hom draai. Ek hou van dit baie. Veral met die weer wat so en die weerlig wat gisterand hier was. Vis sal altyd in die vlakwater kom om nog steeds te kom eet. Die diepwaterplale, hulle is gestaan, hulle hang. So ek sê hier is ideaal. En ons sien hoe vinnig loop hierdie stokke. Nou alhoewel dit boothengel is, bly maar nog steeds vir my visvang. Daar het ek die boonsteen is die Jana oranje fluit, onder het ek net 'n klein bandlik fluit op die bol, daai nuwe duo van ons met die Devil's Fork en Stadtevert. Blackwater op die bol. Skiet hom net so oor julle. Lekker. So 'n mooi storieetjie nou hoor. Lekker. Gina het visie opgetel daar, maar lyk my daar's nou grasies daar, want wat hier gebeur het is hierdie hele sloep was droog geweest. So daar's nou maar oralste 'n bietjie struktuurtjies en goedjies.
En daai ou het nou, hy het homself nou gaan uitleef in daai struktuur. Maar ons sal hom nou loer. Bietjie los. Tot so net los. Dalk sê my hom los. Hier's 'n geknoets en 'n geroet. Daar drop hy my nou heeltemal. Ja. Kom Spider-Man. En dis wat ek hier buite gekry het, hè. Op Spider-Man. En Perway. Rarig. Kom ons. Nou waar is jy nou? Kom. Kom Spidertjie. Kom. Waar is jy nou? Kom Boetie. Los. Self los geswem, ja. Ja, wel dan. Dan gaan jy nou nie forceer om te byt nie. Jy sal byt as jy reg is vir my. Mooi Ginakie. Net partykeer dan los jy net klein bietjie. Is so dan. Self los, ja. Ook geleer soos die owermanne, jy moet een hoek op partykeer. Karpie. Baby Jake, sy lyk soos 'n vis en ryk soos 'n vis, dan is dit 'n vis. Ja, sy. Hier stolen me, he's taken my pips off and went very fast away. Tactical dingen lekker. Ja, ek het hom gesien byt. Jy weet natuurlijk wat word. Jy weet wat gebeur nou, né? Nou, Jy weet wat gebeur nou. as ek al druk ek hierdie grasie binne in die kamera, gaan hy nog steeds klein lyk. Maar daai so die byt, né? Ja, maar is perfek, hè. Alles is so klein. Shucks. Daar is 'n mooi karpie. Ja. Gina het vir ons, hy het vir ons so 'n patroontjie uitgewerk hier, so Spider-Man Legend en natuurlik 'n bietjie Perway by. En is nou sy derde visie op daai kombinasie, so hy het definitief iets aan die go. Intussen verkoop hy vir ons graders en forklifts en platbakke en ek weet nie wat so goed. Alles nie, maar hy werk en vang vis nou op die slag. Kom ek skep dan vir. Groot grasie, mooi grasie. Mooi grasie. O, genadige Vader. O, genadige Vader. Nou gooi ek alles af. Mooi. Ja, so mooi grasie. Nou het ons al 'n paar spesies, ons nou barberkarp en grasie. En geelvis. En 'n geelvis. Ja, en 'n gele. Kom ek hou vir jou. Wel dan, dit dan. Daar sê. Wel dan. Mooi, Ginakie. Ek begin ook nou al die punt sien. Spider-Man? Spider-Man. Legend? Spider-Man. Perway. Spider-Man. Was klein. Ja, hy's 'n babietjie. Ja, daar is 'n beter vis. Nou Gina is besig om op hy Spider-Man Legend en Perway natuurlik 'n absolute vraat van homself te maak. Ek het eers gedog hy daai ene misgeslaan, maar daai ding het so vinnig swem en ek het die idee dis dalk 'n grasie. Nee, dis 'n karpie, né? Karpie, klein karpie. Maar hy swem. Maar hy swem soos 'n groot karpie. So, kom ek maak so Gina, dan gee ek vir jou daaraan. Dankie. Het jy hom? Ja, dankie. Right. Beter karpie. Jog, maar hy's 'n mooi vis, hè. Jo, lyk soos 'n kooitjie, hè. Mooi, dit lyk so kooi. Ja. Jy moet hom wys soos 'n baie mooi vis. Ja. Nou kyk daai mooi vis. Kyk bo op sy kop. Nou, hy het soveel kooi in hom. En jy vanoggend. Kyk mooi rug vind, skom. Ja, beautiful. Bitter. Kyk, daai is 'n mooi vis, hè.
Gina het weer 'n vis daaraan, maar dit lyk dit vir my nou een stokkie, nou so kolletjie daar warm gehengel. Daar iewerste. En hy vang hulle nou een vir een. Nie net nou en dan nie, elke nou en dan. Wat is dit? Karpie weer. Nou kyk. Hier moet was. Weer grasietjie. Mooi boeddha. Ja, is al mooi grasies daar, ja. Gina het weer 'n vis daaraan. Ek gee net maar choppies. As die vis nie wil byt nie, moet ek maar iets eet. So, ek sal nou vir hom van my choppies aanbied. Iemand moet die shoot vir ons syf. Wow. Kijk, kom. Ach nee! Gina! Jy het gesien, Ek het niks gesien nie. Kyk. Dis nou wanneer jy nou 'n mond vol kos het en nou hier onder deur ballerina en dan kom die vis af, so. Gaan. Tikkom. Go so teams. Kom babakkie. Kom. Gaan. Ah, sê. Vernoesplunder in my. Lekker vinnig swem hierdie ouetjie. Ek het 'n paar rysmiertjies hier op. En ons het gedink ons moet dit bietjie probeer. Dam is nog nie aan op die rysmier nie. Ek dink omdat hulle nog nie regtig gevlieg het nie. Is die vis nou nog nie op hulle nie, maar hierdie ouetjie het nou rysmiertjies op. Gina, ek spoor jou, né? Hy's oor. Alright. Oor daai netjie ook. Nee, onder deur. Nee, sê reg. Jy het al op hierdie nou. O, ja. Amper Dis van vlek. trek en nou nog my stok onder my. Lekker man. En tot die gehuil van die visuil daar in die agtergrond. Hier is twee visarende wat hier agter broei. Kom, ek gaan so staan, Gina, dan kan ek jou daar spasie gee. En bly maar altyd lekker. En hy is 'n vegter hierdie. Lekker my lolly. Die agtertjies boks. Jy buig. Weet nog steeds nie wat is dit nie. Seker baboer. Wat sê ja? Mooi snorretjie. Ja, snorretjie se kind. Hy's meer jou lekker ding. Jou lekker ding. Wat toe? Werk dit? Ja, dit werk. Wel dan. Asai. Dankie Gina. Ek het sommer een van my gewone valdamstroppe gevat en om so 'n bietjie verander in die rysmiertjies opgeryg met 'n wurmnaald, omdat dit maar 'n klein hoekie is, maar daar's die proef. Rysmiertjies werk. Dankie. Hey. Daar's 'n kapie agter my. Ek hoor sommer, voel sommer die beweging. Ja, maar hierdie hoekies daar. Ek sê klein boesaatjies van Sensation. Ek lief daai hoeke, hulle is ongelooflik skerp. Maar daar's hy. Kyk hoe mooi is hierdie babertjie. En julle sal onthou daai otter wat ons vanoggend gevang het. Nou dis hierdie man se oupa. Maar kom ons sit hom terug. Kyk hoe mooi olyfgroen is hy. Dis eintlik 'n verskriklike mooi vis. Kyk hierso. Kyk die patroon op sy kop. Wow. Kom ons ry man terug.
Ook 'n bietjie beter. O, jy het nog by stok tussen jou bene. Kyk, mens kan sien Gina is gewoond aan boothengel. Die stok is tussen die bene en tussen bekleie vis en so gaan ons aan. Maar kom, ek kom hierdie kant. Dan kan ek help skep. Daai stokkie sit ons terug. Nee. Nee. Verby met Doris Day. Nou begin nou dan so 'n bietjie beter raak. Die weer het regtig mooi verander van wat ons nou. Ek sien hy vang hom handsakkie. Maar die weer het regtig mooi gedraai. Ja, karpietjie. Lekker man. Catch and release. Lekker, no problem. Nou, iemand het vir my hierdie plan gewys eendag en dit maak soveel sin. So jy sien, daar is jou reismuurtjie. Jy vat daai wurmnaaltjie. Dan druk jy hom nou lekker deur daai reismuurtjies soos julle daar kan sien. En so ryg jy nou vir jou klomp reismuurtjies op teen die naald. Kyk daar so. So gaan jy nou aan en dan kan jy op een slag jou reismuurtjies op jou hoekie sit en hom mooi reguit hou. So ek sit so 10 reismuurtjies nou op omdat ons nou maar eintlik maar bietjie finetjie hengel. Maar op die einde van die dag al baie olie wat uit hierdie muurtjie uitkom en ek dink dis maar agter wat hulle is. Sien jy daar so jy kan hom dwars steek, kyk hoe reguit steek hy daai ding op. So dis so eenvoudige patent eintlik. Om al hierdie reismuurtjies, daar het hy nou so julle stringetjie reismuure soos julle daar kan sien. Sit jy hom haak jy hoekie agterin, hy het so klein gaatjie. Haak jy hoekie daarin. Daar kan julle nou mooi sien. Haak jy hoekie daarin en dan druk jy net die reismuurtjies oor die lyn en hy's klaar op jou lyn. Nou soos julle daar kan sien, daar het ek nou die hoekie gehaak in daai gaatjie. Ek druk hom sommer so teen my baadjie vas. En wat jy nou doen is nou vat jy daai muurtjie nou draai hom om en kyk nou mooi. Jy kom om met jou hoekie. Druk jou reismuurtjies oor jou lyntjie. En so ryg jy daai reismuurtjies een vir een. Kyk hoe mooi reguit kom hulle op en dan kan jy hele lyntjie vol reismure ryg. Hæ? Julle, cheekie. 'n Hele joint is. Julle joint is mooi. Mooi. Nou julle sal my nou, ekskuus, jy's op 'n ander angle. Hier. Nou gaan 'n bietjie wilties hoor. En julle sal my nou nie glo wat gebeur hier nie. Eugene het vir my 'n strop gelaai. En ek kyk so en ek sien daar spring 'n vis uit. En toe ek so kyk, toe staan my polisman stokstyf, so daai was my vis wat uitgespring het. So onthou net ons hengel in sulke diep water. En hier's weer my reismuurtjies. Hihihi, papi. Kom hier. Kier. Ek net 'n bietjie hierdie katrol losmaak want dit voel vir my weer die ou bietjie kopskitterig is. Ja. Ja, onder deur. Jol, dan so. Gelukkig is hier nou geen ankertou hier agter wat ons plan nie. Grootbek julle. Ja. Grootbek julle joints. Ja. Yesie. Dis die tweede een vir die dag, hè? Ja, vang ek 'n grootbek gele op die reismuurtjies. Wat 'n mooi vis. Dis geen wonder hy spring so net, Gina. Ja. Het jy ook foto klimme? Ja. Klein stouter. Nou toe. Kom ek net vir julle wys. Hier is dis aan. Moet van. Kyk, dit is om seker een van die mooiste visse wat jy ooit kan kry. Kykie. En kom ek net vir julle verduidelik gou. Ek dink vir die mense daar buite wat nou nie dit altyd weet nie. As julle kan sien, hierdie geelvis, die grootbekgele, sy oë sit baie hoog op sy kop. Die rede daarvoor is hy's gewoonlik jag hy op, met ander woorde hy's 'n jagter en dis hoekom sy oë daar sit. 'n Klein bekgeletjie, sy oë sit meer aan die kant van sy kop en jy sal sien daai ou se kop is baie platter bo. So dis hoe jy nou die grootbekgele
sal uitken en natuurlik is sy bekkie ook heel wat groter, maar kom ons sit hierdie ou terug, want ek wil glad nie, hy moet op hierdie bodem val nie. Sê, wat 'n voorreg om 'n groot bekgeel te vang. Nou Gina het ook 'n mooi vis daar, en soos ek vir julle gesê het, ons hengel baie vlakwater, so dis die rede hoekom daai manne so spring, en ek dink net wat nou gebeur is, daai vis het nou ingekom, om te kom eet in hierdie vlakwater, en die oomblik wat jy hom nou tik en hy voel hy prik in sy mond, het hy net een manier en dis om op te gaan. En dis hoekom hulle dan die water breek, want dit is regtig vlak. En onthou wat ek altyd vir julle sê, vlakwater is altyd visvangwater. Een of ander tyd kom die vis en hulle kom eet in die vlakwater, die watertemperatuur het opgaan, daar's 'n bietjie kossies uitvulle. Gina bly op hy kolletjie hengel, wat beteken daar bly voer. So hy is nou besig om vir ons 'n mooi storie aan mekaar te sit daar. Mooi Ginaatjie. Dis 'n otter. Ja, 'n mooi vis. Dit lyk amper so graskarpie. Kom ek maak so. Dan sit ek daai stok aan sy som uit ons pad uit. Dis 'n ding wat sy kop ronddruk. Wat? Baboer, is 'n mooi, dis 'n mooi grasie. Hier is 'n skooter. Daar's jou grasie waarvoor jy genomineer het, my broer. Daar sy. Sy moet inkom. Daar sy. Well done. Mooi vis. Jou beauty. Ja, daai tactical kies is oulike. Wonderlik. Yes, 'n mooi vis. Mense, is 'n mooi vis. Alright, nou moet ons net mooi skep ook. Nou bly jy onder die boot en karring. Ek kon net Gina se. Sop vir die motor, As hy die motor vang, is hy weg. That's it. Julle sal sien 'n hengel met die tactical control saam met die tactical short range en wat 'n kombinasie. Jesus, vir dit wat ons nou doen. Perfect. Ja. Oh, beautiful. Sop onder die boot. Hy's nog kwaad. Hy's nog 'n bietjie groen hierdie ou. Ja, yes. Dit is 'n mooie. Nou is ons reg van. Kom boeta. Hy wil nie boot ry nie. En wat hy nie weet is om hom terugsit. Ja. Sport galore. Trek daai tactical. Vlakwater. Vis. Mooi. Netjie spaai net so. Kom. Ja, mooi man. Skalk hou nie van jou nie. Hy sien die uitdrukking op my gesig van hoe nodig ons hom het. Kom nou onder die boot. Hoe verder is dit gaan? Kom boeta. Nou is jy ons in. Kom. Right. Nou daar's nou 'n beaut. Well done, Ginaatjie. Ek het vir jou die net. Kom ek hou hom vir jou so. Jy toe. Weet ons hy uit. Nee, altyd. Ja, sy. What a beaut. Ja, reg met hom. What a beaut. What a beaut. Kom ons al uit. Well done, my broer. Dankie. Mooi. Jo, wat 'n mooi vis. Pragtig. Vlakwater. Hy sal 'n bietjie sy mooi lippe. Kyk hoe hard is hierdie man se bek. Hierdie ding is klip hard. Kyk hy. Yes, dis mooi. Well done, my broer. Dankie. Netjie se vis. Well done. Ja, well done, Gina. What a beaut. Sit hom weer aan, my broer. Dankie. Dis 'n mooi vis. Ja. Ek dink hy loop. Ek weet nie. Kyk as jy nou al vir 'n ou moet sê as ek 'n trol loop, né? Sorry man. Nou kyk jy vir my. Dit was asof ek net die kontrol sal trek. Kyk, dit gaan al so goed met hom. Hy stel adamant. Ja, Gina doen regtig goed. Kom ons is alle grappies op 'n stokkie.
Hy daai kolletjie gebly hengel, hy hengel Strydford, hy hengel sy garlic oezertjies. Hy hengel met sy Legend en sy Spider-Man duo met die Legend en die Spider-Man. En dan sit hy 'n klein bietjie Paraby by. Dis wat Eugene doen en hy gooi elke keer hy ding terug op die kolletjie, SVB Extreme en hy doen genuine goed. Hy het mooier weggetrek. Nee, hy het regtig die katriel bietjie daar getrek. Dis maar hulle is feisty, hè? Hy is feisty, hy is gesond. Onklingrapi. Nou, vir julle mensies daar buite wat nie boothengel as 'n verset doen en jy stel dalk belang daarin het. Wil ek net vir julle sê as 'n paar dinge waarna jy moet kyk. Eerste dink ek natuurlik is jou werksblad agter, jou stasie. Want julle sal sien die hoogte van die stasies van so 'n aard dat jy kan die hele tyd regop staan en hengel en die goed is by jou hande. Julle sal ook sien dat die stokke sit redelik vorentoe, so met ander woorde jy kan hulle nie heeltyd raak stamp en jy weet in jouself nou, ek wil amper sê in 'n knoop kry nie. Hierdie is so gemaak dat wanneer sou die vis hierdie stok aftrek, druk hy die agterkant van die stok vas. So met ander woorde, hy kan nie jou stok uit die radholder uittrek nie. Sou jy hengel met 'n gewone, kom ek wys vir julle daar. Sou jy hengel met 'n gewone mik, kan hy partykeer wanneer hy wegtrek om van die radholder aftrek. Nou hierdie is 'n gewone perspex wat hulle sny. Jy kan natuurlik jou bakkies en jou emmers en goed doen soos jy wil. En ek dink dan die tweede belangrikste ding, onthou, koop 'n boot wat in jou budget is. Daar's ouens met verskriklike groot bote. Ek noem hom skorrel. Ek het 'n klein bootjie, ek geniet my gate uit op my boot, is die ankersisteem. Nou al hierdie goed is beskikbaar, gaan tik in op YouTube how to anchor your freshwater boat, LTB. So met ander woorde, wat hulle doen is hulle sit 2 ankers klaar vooruit met 'n balletjie in die middel, dan los hulle daai en dan gaan hulle terug, gaan sit hulle ankers agteruit, maak hom vas, gaan na daai balletjie toe haak hom. Met ander woorde, jy tel hom op en nou kan jy terugkom en jy kan die 2 na mekaar toe trek en hom vastrek. Want sou jy hengel en die wind, veral op groot damme soos Valdam, Bloemhof, al hierdie damme, en die wind waai jou raak, is dit die slegste ding as jy boot skuif. Want onthou, ons hengel, ek wil amper sê, hengel stationary, of jy wil hê daai ding moet stil hê, die aas moet nie skuif nie, so met ander woorde jou boot moet staan. Daar's behoorlike ankers, gaan force dit, gaan research dit, ook, want dit is bitter belangrik, en die lengte van die tou. Jy weet, soos Eugene vanoggend vir my verduidelik het, hoe langer daai tou is, hoe minder kan jou anker sleep, want hy tel nie die anker op nie. So die lang toue is dat daai ankers moet plat bly. Klein goedjies, gaan leef jouself uit, dit is verskriklik lekker. Die mooiste ding van dit ook, jy kan skuif as die vis nie byt nie. Ons het geskuif van die dieper water na die vlakwater, ons gaan net nou babers in die sloephengel. Jy kan dit alles doen met 'n boot. Jy kan jouself uitleef. Jy is nie op een plek vasgemaak nie. Ek het my gate uitgeniet. Geniet dit. Dis waar ek begin het. Was by die LTB. Ek sal dit enige dag weer doen. Dit bly en is seker een van die lekkerste fasette wat jy kan hengel. Ja, wat is dit? If you jou lekker ding. Hulle sê in 'n land of the Romans, you do what the Romans do. Nee, in Rome, you do what the Romans do. Nou, ek het nou Gina se kombinasie op met sy garlic oezertjies, sy Legend en Spider-Man en natuurlike titsel Paraby by. En ek het net gesien, hy stamp by polisman so een keer en na gaat hy Charnaville. So, well done Gina. Dankie. Lekker. Ons het al 3.440.000 kaaps gevang en die volgende een is weer lekker. Lekker man. Kyk, in hierdie vlakwater lyk hulle mos om vannacht te swem. Ja.
Ek het nou nie jou lyntjie daar nie, né? Nee. Slap so, ek kan onderdeur gaan. Yes. Lekker man. Ja. 'n Cyprine Scarpio. Ja, sy. Mooi nie vlak. Yes. Lekker my lali. Kom. En soos ek vir julle ook die hele tyd sê, ek hengel met Sensations se klein Hayabusas. Nou hierdie is omtrent nommer 16. Ek hou van die klein hoekies. Kyk hoe klein is daai hoekie. Daar is hy nou my vinger. Maar kyk daarso, kyk hoe klein is daai hoekie. Hierdie karpie het geen verweer teen hom nie. Nou ja, net daai hoek uit die vinger uit kry. Mooi daarso. Net vir julle wys hierso. Kyk hierdie man se maagie as ek hom so druk. Hoekom die modder en die sluk en die goed uit sy maag het. Nou wat doen hy? Hy is besig om te vreet en dis nou wat nou gebeur hierso met daai voer wat nou op die bodem lê en natuurlik die dips wat daar rond is. Nou begin hulle al hoe meer aggressief eet. So dis 'n baie goeie teken want dit beteken jou vis is besig om te eet. Maar kom ons sit hier uit terug. Wow. Okay, nou hier is nou waar ons nou daai groot katte gaan soek. Soos julle daar agter kan sien, die weer kom. Gewoonlik as die weer kom, begin die babers hard wy. So ons gaan nou af van die sloep gaan en kyk of kan ons nie een van daai groot katte weer prop nie. So hou vir ons duimpie vas. Hoe diep is hy by jou? Punt 8. Daar val hy bietjie, né? Ja, ek gaan nou in die Punt 8 is nou al 9. borsdiepte. Wat ons gaan doen is Jy kan so as jy wil kant toe of daai kant toe. Dan loop ons om. Loop ons so van die kant af van prop. Loop in prop, ja. Nou ja, nou is ons hier in hierdie sloep. Die rede hoekom ons nie met die boot ingaan nie. Die babers is verskriklik sensitief. Die oomblik as jy net 'n bietjie iets stamp of 'n geraas maak, dan skatter hulle. So die water, jy kan sien hoe vlak is dit. So ons gaan so om die sloep loop en gooi en kyk of kan ons nie een van hierdie lekker doemas kry nie. Dis feit pret om hierdie goed in die vlakwater te vang. Julle sal sien wat ons doen. Ek vat die prop dan. Pluk kom dat hy so plons geluid maak. Nou daai plons geluid gewoonlik wat die baber dink is as hy dink is iets wat in die water geval het. So hy tel hy trillings op en dan kom kyk hy en dan het hy nou jou profiel soos jou visfillet of hulle soos ek gesê het pumpkin seed of wat ek al wat jy onderaan het en dan kom soek hy wat het geval daar. Kyk as ek hom nou ruk en hy plons so, dan kom soek hy en dan sal jy sien, wip, weg is jou prop. So dis die rede vir die prop, is net die roep. Dis soos 'n voeltjie wat in die water val of iets wat hy nou kan eet. En hy reageer met daai snorre, daai trillings wat hy maak en kom soek die aas. Nou dis waarvoor ons gekom het. En Gina het hom vir my uitgewys. Papi. Ah. Ja. Nou ja, ek sê weer as ek trek hierdie tactical soos vanoggend. Dat sy oortraan.
Yes. En nou toe. Die Barbers is hier. Well nominated. Yes. Oh, hoe lekker is dit. Dis fantagories hierdie. Gooi hom Ginaatjie. Nee. Die eiland het altyd gehelp om uithaal. Kyk daar agter Gina. Gaan ek sal hier uithaal gaan. Hier. Ja, draai hulle. It's like crocodile. Kom ek wys julle. Ek glo julle kan sien. Ek buig hierdie arme tactical dubbel en dwars. Yes. En julle kan nie glo hoe geniet ek my katrol nie. Hierdie boostertjie. Alles wat ek wil hê. Gina is daar agter in die sloep. Reg agter in die sloep. That's what it's made of. Oh, the mooi vis. Wow. Nou, ek kan net vir julle sê, dat jy weer die man sit. Oh, kom. Hey jou muis. Kom. Hey jou lekker ding. Julle wil nie weet hoe lekker is dit nie. Kom ek al net hierdie. Kyk hier hoe ek het vir hom nou. Ah, jy byt vir my. Hy het ook my stukkie fillet afgehaal. Kom ek net hy ook uit dan. So dik in hy bek, nou ja. Daar sê. Kyk hoe mooi is hierdie. Eers en hulle is vet, hè. Hoe hele lekker was dit nou in die vlakwater. Dit gelyk soos 'n krokodil wat daar wegtrek. Wow. Daar sê. Daar's die Jean aan. Daar's die Jean aan. So ek gaan wag met hierdie vis. Laat ons twee van hulle neem so. Ching chong cha. Nou ja, as julle daar kan sien, hier kom ek aangeloop. Gina het sy barber gekry. Op dunlyn. Op dunlyn, hy wil mos 10 pond. So eintlik moet ek hom los, laat hy nou maar verder karring nie. Hy het nou letterlik die karp tackle net so gevat en kom prop. Maar kyk nou hoe lekker is daai. En hulle is hier, hulle gaan in die vlak water in daai water. Die Jean is seker 2-3 grade warmer as die dam se water. Ja. En dis hoekom hulle agterin kom, indien nie meer nie. So. Kom hier. Kom ons vat hom daar na die ander een toe. Lekker. Barber is barber, vis is vis. Ek wil net vir julle wys hoe lyk daai man se pens. Kyk hierso. Kyk hoe vreet hierdie ouens, kyk hoe dik is hulle, chickie. Hoe eet hulle? Nou, Gina, dis nie 'n slegte manier om jou dag af te sluit. Yes. So ek wil vir jou dankie sê dat jy my uitgebring het. Afgevat het, want daai foon van jou het non-stop gelei. So ek weet jy's 'n besige man. En nou dis wat jy kan doen. Hier is ons kalfvoet. Loop in die water en prop vir hierdie pragtige. Lekker. Lekker. Nou ja. Alright, kom ons sit hierdie pragtige vis terug. Die lekkerste ding van die visvang is wanneer jy hom kan terugsit. Nou kom ek sit hom mooi plat neer. Geef hom so 'n bietjie van 'n die ander kant toe 'n bal. Watch hom. En daar gaan hy. Sy vryheid vir hom gegee. Ek en Gina het 'n ongelooflike dag gehad. Die boot staan seker so 400 meter van ons af, maar hierdie loop was die moeite werd.
bewolkte weer, eet die babers altyd, ons soek hulle in die warm water. Ons het gelukkig al ons aas daar gelos, ek dink dit was bietjie dom, maar ons het alles gedoen wat ons wou doen, ons het baie mooi vis gevang, ons het alles gevang wat ons kon, ons het geskuif, ons het verskillende angles. Dankie julle, dit was ongelooflik. Van my kop ja, want ek het nie by aas nie. Hallo. Nou ja, Gina, wat ek kan nou regtig sê ek het vandag geniet. Ek's bly. Ja, so ek vir julle sê, Gina het my uitgebring, ons het letterlik hoeveel spesies? 5 spesies. 5 spesies, ja. Groot baber, groot grasie, mooierige karpies, klein bekgele, mooi groot bekgele. So ons het 'n ongelooflike dag gehad en gisterand was daar 'n hengselstorm geweest met baie weerlig en baie reën. Baie reën gehad gisterand hierso. En dit veroorsaak natuurlik altyd dat die water sjok is. Jy kan dink aan jou swembad as die water groen word, so daai hele pH-sisteem. Jy kon dit sien aan die vis, hulle was so 'n bietjie vreemd vanoggend. Ja, hulle het later wakker geword. En hoe later ons gaan het, hoe beter dit gaan. Alles op die DVD, ons het vir al die aas gewys. Gina het vir ons 'n baie mooi plan uitgewerk. Ons het 'n baie mooi ding uitgewerk op die babers. So ek dink all in all 'n baie lekker dag. Gina, verskriklik, dankie. Altyd 'n voorreg en is altyd 'n man wat altyd lag. En weet jy hoe lekker is dit om saam met iemand te wees wat positief is. Dankie. Moet positief wees vir Engel. Dankie. Cheers.